Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. En ons is die Here so dankbaar dat ons sy woord in ons midde mag hê. Vriende, ek wil hê jy moet vanmôre opnuut die Here dank dat ons die Bybelboek in ons eie taal mag lees. Dat ons in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees dan ook die woord mag bestudeer en mag vra, Here, open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Vanmôre gaan ons by 'n baie besondere gedeelte in God se woord stil staan. Dit is hierdie gedeelte uit 1 Korintiërs die 9de hoofstuk, waar die apostel Paulus bietjie praat oor die evangelie en die ywer wat hy gehad het vir die verkondiging van die evangelie en vir die redding van siele. Die apostel Paulus skryf en hy begin daar in 1 Korintiërs 9 vers 16. Hy sê, want as ek die evangelie verkondig, is dit my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. So die apostel Paulus sê, dis nie 'n opsioneel ekstra vir 'n kind van God om die evangelie te verkondig nie, maar dis 'n roeping, dis 'n taak, dis 'n opdrag wat Christus my gegee het. En daarom doen ek dit met alle ywer in my binneste. Hy sê in vers 17, want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is die rentmeesterskap aan my toevertrou. Eenvoudig, dit is die roeping wat die Here my gegee het. Handelinge 1 vers 8, dat ons die Heilige Gees sal ontvang met die doel om die evangelie te verkondig. En dan skryf hy die volgende, hy sê, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel as moontlik vir die koninkryk te wen. Vir die Jood het ek soos 'n Jood geword, en om die Jode te win, en vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder wet is, soos een sonder wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder wet is te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. En ek doen dit terwille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. U sien, die apostel Paulus kom hier op 'n baie besondere manier en vertel vir ons die las wat hy gehad het vir verlore siele. Apostel Paulus was 'n fariseer gewees. Die Bybel sê in Handelinge 9, op die pad na Damaskus om Christene gevangene te neem, het die Here sy kosbare siel uit genade kom red. En van daar was hy 'n ywerige verkondiger van die evangelie. Hy sê in Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo. In 1 Korintiërs 1 sê Paulus, die Here het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Want Paulus het geweet dat die evangelie is die goeie nuus aangaande Christus. Dat hy na hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek en jy die vernaamste is. Wonderlik om te sien hoe die apostel Paulus se ywer hom gedryf het om 3 sendingreise te onderneem, gemeentes te gaan vestig, om vir Jood en Griek en heiden en Samaritaan die evangelie te verkondig, dat daar redding in die Here Jesus Christus te vind is. Nou kom die apostel Paulus en hy sê 'n paar dinge hier. Hy sê baie duidelik dat vir die Jode het hy soos 'n Jood geword. En hy sê die wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder wet is, soos een wat sonder wet is. En dan gaan hy aan by die swakkes, en hy het soos 'n swakke geword, om die wat swak is, dan te wen vir die Here. En wat bedoel die apostel Paulus hier? Dit bedoel nie dat hy by elkeen aanpassings gemaak het, en sondes geakkommodeer het, en saam met die sondaars geëet en gedrink, en te kere gegaan het, om sommige sondaars vir die Here te wen. By die Jode het hy die besnydenis ontvang, en allerhande van hulle rituele onderhou, om Jode vir die Here te wen nie. Glad nie. Dis nie wat die apostel Paulus sê nie, maar wat hy sê is, dat as hy by die Jode gekom het, of by die heidene, of by die Samaritane, of by wie ook al, het die apostel Paulus die nitty-gritty dinge, verskoon die Engelse uitdrukking, maar hierdie goedjies waar ons baie keer oor hare kloof, een kant geskuif, en gesê die evangelie is my fokuspunt. Jy weet, baie keer is kinders van die Here so gefokus op, die smaak my, raak my, roer my nie aan nie, dat hulle vergeet ons is gestuur, geroep, die opdrag ontvang, om die goeie nuus aangaande Christus te verkondig. Ek onthou 'n persoon wat geweldige probleem gehad het met varkvleis, en dit was eintlik sy godsdiens. En hy het altyd vir mense gesê om nie varkvleis te eet nie. En sodoende het hy mense van die evangelie al weggetrek, omdat hy oortuiging gehad het. Daar's mense wat geglo het dat 'n vrou nie 'n lambroek mag dra nie. Dit was hulle godsdiens. Sy mag nie grimering dra nie. Dit was hulle godsdiens. En hulle het mense vervreem van die evangelie. En apostel Paulus sê, stop in jou spore en luister.
Dit gaan nie oor my en jou ervaring, ons oortuigings, ons nitty-gritty dinge waarmee ons stoei en miskien van oortuig is nie. My en jou roeping is dat soos ons, soos brandhout uit die vuur geruk is deur Christus self, ons nou hierdie vrymakende evangelie moet gaan verkondig, sodat ander op hulle beurt, soos brandhout uit die vuur geruk kan word. Ons weet ons kan mense nie red nie, vriende, maar die apostel Paulus sê, dat hy uitgegaan het om die evangelie te verkondig, want hy weet dit is die krag van God, wat sondaars kan red. En hierdie evangelie is die instrument waardeur die Here dit doen. Hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig, sê die apostel Paulus daar in die boek Romeine. Hy sê daar in 1 Korintiërs 9:22, hy sê vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. Jy sien die evangelie bestaan uit die komponente van om mense te lei na hierdie gedagte, dat ons almal sondaars gebore word, dat ons op pad is na God se oordeel, dat ons onsself nie kan red nie, maar dat God in Christus vir ons voorsiening gemaak het, sodat ons van ons sondes vry kan kom. Deur die geloof in Jesus se soenverdienste kan ons gered word. Die kleed van sonde kom trek die Here uit en dan beklee ons met die kleed van sy geregtigheid, sodat ons die ewigheid tegemoet kan gaan met vreugde en blydskap. Ag vriende, ek wil vir u die pragtige Halleluja lied 159 lees om u af te sluit. 'n Besondere Halleluja lied wat eintlik hierdie boodskapie van vanmôre opsom. Daar staan: red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, ruk al ontfermend uit sonde en dood, ween oor die dwalendes, rig op wat struikel, bring al die liefde van Jesus so groot. Dis presies wat die apostel Paulus in 1 Korintiërs 9 vir ons wil deurgee. Vers 4, red wat verlore gaan, Jesus verwag dit, krag tot die werk sal Gods gees u verleen. Lei na die noue weg, almal geduldig, juis oor verdwaaldes het Jesus geween. En dan sê die koorgedeelte: red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, Jesus is liefdevol, Jesus kan red. Vriende, vir almal het ek alles geword, sê die apostel Paulus, om sommige te red. Wil u en ek nie maar hierdie groot opdrag vanmôre ten uitvoer bring, in hierdie dag ten uitvoer bring, vir die res van ons lewe as die prioriteit in ons lewe sien, om die evangelie te verkondig, dat Jesus kom red uit elke nasie, taal, volk en stam. Hy is die redder, hy is die een wat sy lewe kom gee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mag die Here ons genade gee, en mag ons ween oor die dwalendes, mag ons die oprig wat struikel, mag ons hulle bring die liefde van Jesus so groot. Vriende, mooi dag vir u verder. Tada.